Goed, julle kan saam met my blaai na Lukas hoofstuk 17 toe, ons gaan lees vanaf vers 11 tot en met vers 19. Lukas 17 vanaf vers 11 tot 19. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom daar 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hulle sien, sê hy vir hulle, van vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Net op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Dit baie duidelik in hierdie gedeelte, natuurlik wat ons hier sien is, die feit dat dankbaarheid is nie baie algemeen by mense nie, né? En as jy nou 'n persentasie hier wil gebruik, dan kan men seker so ver gaan om te sê, dat so 1 uit elke 10 mense sê gewoonlik dankie. Ek hoop ons is almal 1 uit 10 uit in ons groepie, en nie net 1 of 2 uit die gemeente uit. Maar hoe lyk ons dankbaarheid? Hoe lyk ons algemene gesindheid teenoor die Here, wanneer dit kom by dankbaarheid? Dit is maklik om te sê, dankie. En 'n paar dingetjies te noem, waarvoor jy dankbaar is. Maar dankie is partykeer ook net 'n woordjie. En 'n woordjie wat ons maklik kan gebruik, sonder dat ons dit regtig bedoel. Want ek glo wanneer ons die woord dankie gebruik, in die regte sin daarvan, dan behoort dit altyd die grootste waardering in te sluit. En dis eintlik wat dankie beteken, is om my waardering uit te spreek vir iets wat ek ontvang het. Nie net altyd wat ek verdien het nie, maar juis wat ek uit genade ontvang het ook. En ons grootste en hoogste waardering natuurlik altyd by die Here, né? Om vir hom dankbaar te wees vir wat hy vir ons doen en wie hy vir ons is. Nou, as ons kyk na Amerika, het hulle nou hierdie afgelope donderdag, was dit nou in Amerika Thanksgiving Day gewees. Ons het nie so iets in Suid-Afrika nie, dis 'n Amerikaanse ding, wat hier in die 1700s ontstaan het, toe van die destydse settlers daar in Amerika, en die Indiane met mekaar te doen gekry. En daar was maar baie vijandige gesindheid geweest onder hulle, maar op 'n stadium het hulle by 'n geleentheid het hulle by mekaar gekom, en hulle het vir mekaar geskenke gebring. En wat hulle kon gebring het, was maar produkte van die land af, en die inboorlinge, die Indiane, het onder andere ook vir hulle geslagte wilde diere en voëls en goeders gebring. En dis nou waar die turkey shoot vandaan kom in Amerika ook. Die legende is, of die verhaal loop so, dat die wilde voëls en die goeders wat hulle gebring het, die Indiane, was wild turkeys. Nou vandag nog is dit in Amerika, Thanksgiving sonder 'n kalkoen is nie Thanksgiving nie. Dankie tog, ons het skape. En ons die kalkoene hoef te eet nie, nee. Want ek het nou een keer daarvan geëet, en dit was ook genoeg geweest. Nou regtig nie my cup of tea daai nie. Ons eet eerder 'n hoendertjie, as ons groente nodig het. Maar dis nou waar die hele ding vandaan kom, en toe dit nou mettertyd het 'n instelling geword, en soos wat die van die presidente in die land ingekom het, het hulle dit naderhand tot 'n nasionale dag verhef. En dit is nou al die jare die gebruik, dat hulle die laaste donderdag in November, dan kom mense by mekaar, en dan is dit nou Thanksgiving Day. Maar tog as mens kyk, ten spyte van selfs Amerika,
se goeie gebruik, as mens dit so kan noem, van Thanksgiving Day, is ondankbaarheid eintlik vandag aan die orde van die dag. Die waarheid. Mens kyk na vandag se mense, die hoeveelheid ondankbaarheid wat daar is, die onvergenoegdheid wat daar is, die ontevredenheid wat daar is onder mense, die manier waar mense oor kla oor die nietigste dinge, alles moet perfek wees, en dan dit is nog hierdie, en ek het nog gaan kyk bietjie in die week ook, na 'n woord in Afrikaans daarvoor, maar die Engels sê dit mooi, daar's nie 'n Afrikaanse woord regtig daarvoor nie, maar hierdie ding van entitlement. Die naaste woorde daarin kom is aanmatigend te wees. En dit klink nie vir my so oortuigend soos entitlement nie. Daardie houding wat mense vandag het, jy skuld my. Ek is geregtig daarop. Dit moet na my kant toe kom. Ek maak daarop aanspraak, en dis eintlik maar, as mens mooi gekyk na die woordjie entitlement, dan sou ek eerder sê, dat 'n beter Afrikaanse woord daarvan is arrogansie. Verwaandheid. Dis waar ons vandag sit en ongelukkig is kerkmense nie daarby uitgesluit. Mense kry dit selfs onder Christene, onder kinders van die Here. Daardie ondankbare houding. Daardie ding van, jy moet dit vir my doen. En as jy dit nie doen nie, dan is ons vinnig om vir iemand die vinger te wys en te sê, maar jy sê jy is 'n Christen, jy sê jy is so, en kom doen jy dit nie. En dit kom alles uit 'n hart van ondankbaarheid eintlik. En wat lê in die hart van ondankbaarheid? Eintlik trots, hoogmoed. En die teenoorgestelde is net so waar. Wat lê in die hart van dankbaarheid? Nederigheid. So, as ons ondankbaar is, dan moet ons kennis neem daarvan dat hoogmoed besig is om in te werk in my lewe. Ons almal, dink ek, het ons wishlist, né? Daardie sogenaamde bucket list. Ons het ons Kersinkopielys, wat nou al goed opgestel is met al ons die kinders. Ek weet nie of dit dalk vandag nog so erg die ding is nie, maar voor jare wat het mense 'n lysie opgestel vir Kersvader, né? Jy ook al maar gewees. Maar dan word die lysie opgestel en eindig dit altyd gewoonlik by pa se rekening ook. Dan word die lysie opgestel van wat ek alles vir Kersfees wil hê. So 'n dag of 2 of 'n week voor Kersfees, dan doen ons Kersinkopielys, dan is dit nou al die goeder wat nodig is vir die tafel. Die vleise, die gammon, die staalbout. Ek praat nou met die ryk mense. En die trifle se bestanddele, en klein koekies en allerlei goeders, né? Maar dan het ons inkopielys om allerlei goedjies op mekaar te kry sodat ons daarvan 'n groot fees kan maak. Maar nou wil ek vanmôre vir julle 'n bietjie uitdaag. Voor jy nou hierdie jaar u Kersinkopielys gaan vasstel of u Kersvaderlysie gaan opstel van alles wat u wil hê, wil ek julle uitdaag om hierdie jaar 'n lysie te gaan saamstel waarvoor ek dankbaar is. En in plaas van om hierdie jaar te vra vir nog iets, vir die Here te sê, dankie dat ek al reeds soveel het in hierdie jaar ontvang het. Gaan doen 'n bietjie daai oefening. En ek wil jy uitdaag elkeen, moet dit nie net so hier los vanmôre waar ons by mekaar hier weggaan nie, maar gaan sit bietjie in hierdie week. En ek gaan vir julle herinner in die week om dit te doen. Of die boodskap is op jou groepie sit. Hoe vorder jy met jou lysie? Dan gaan stel jy jou lysie voor, dan kyk jy, wat tyd? Moenie net gaan sit en 5 minute gou lysie optrek nie, want dit gaan meer as 5 minute vat. Dit gaan meer as 5 dae vat, om regtig by alles uit te kan kom, hoor dit ek vanmôre vir u sê, maar vat bietjie tyd, en dan gaan stel jou lysie saam. En as jy klaar is met jou lysie, en jy voel, ek het nou alles gedoen, dan sê jy laaste dankie, en dan sê jy, dankie Here, dat ek nog nie klaar is nie. Maar ek gaan nog goedes kry. Maar dan vat jy daai lysie en sê, Here,
hierdie is my dankoffer vir u vandag. Vir al hierdie dinge wil ek vir u dankie sê. Maar Here, ek wil nie net dankie sê nie, ek wil waardering vir u gee. Ek wil u loof en ek prys daarvoor. Net bring met my vanoggend se boodskap, wat is die uitvloeisel van dankbaarheid? Hoe lyk dankbaarheid in ons lewe? Want dankbaarheid is meer as net, ag baie dankie. Ag ek waardeer dit. Dis baie meer as dit. Waartoe lei dankbaarheid regtig? Nou interessant is, mens gaan kyk na verskillende woorde in die oorspronklike. Net kortliks vir noem, in die Hebreëus kry ons die woordjie, toda, wat in Engels vertaal word met thanksgiving, om dankie te sê. En daardie woordjie toda is verbind met die Hebreëse woordjie yada, wat beteken om te loof en te prys. In Grieks kry ons die woordjie Eucharistio, wat beteken to give thanks. En daai woordjie het in sy stam die woordjie charis, wat beteken genade. Dus as jy altyd daai woorde kyk in die Hebreëus en die Grieks, dan kom dit neer op thankfulness is a grace-filled response to God's grace. Dit sê vir my dat dankbaarheid is meer as net dankie sê. It's an attitude of the heart. 'n gesindheid van ons harte. Ons kyk in die Bybel hoe die Here vir ons oor hierdie onderwerp probeer leer, oor dankbaarheid. En hoeveel mense het dit gevat en gedoen, en dit is vir ons opgeskryf as voorbeelde om dit te beoefen. Ons kyk na wat het gebeur met Moses en die volk toe hulle deur die Rooi See getrek het. En aan die ander kant het Moses 'n lied geskryf. En dit word in die Bybel genoem die lied van Moses. Selfs in Openbaring word nog van gemeld die lied van Moses. Wat is daar die lied gewees? 'n danklied gewees. 'n danklied van die Here se verlossing. Ons lees in Levitikus hoofstuk 7, lees ons van die dankoffers wat gebring moes word. Psalm 50 vers 14 sê, offer dank aan God. Offer beteken om iets voortdurend te bring. Dis nie net 'n eenmalige handeling nie. So, offer dank aan God. In 1 Kronieke 16, as mens daardie gedeeltes gaan lees, dan sien mense dankbaarheid was deel gewees van die volk se lofprysing en aanbidding. Met die inwyding van die tempel het die Here geloof en geprys vir sy teenwoordigheid, vir sy voorsiening om daardie plek ook tot stand kon gebring. Wat interessant is, en dit het ek al vir julle ook so geleer met die jare ook, dat mense in geloof baie keer vir die Here, wanneer jy vir iets gebid het, wanneer die Here vir iets vertrou, dat jy al kan begin bid en sê by voorbaat dank. Dis 'n geloofsuitspraak. 'n geweldige groot geloofsuitspraak. Dit kan weer eens net 'n blote gewoonte raak, maar wanneer ek 'n verwagting in my hart het, en ek weet die Here het gehoor, en ek vertrou sy belofte, dan kan ek presies doen wat ons partykeer onder 'n brief opsit. As jy van iemand afhanklik is vir 'n guns, of jy wil 'n sekere ding gedoen hê, en jy gee die saak oor aan die persoon, en jy daardie verwagting dat hy gaan antwoord daarop, dan sluit ons af die brief by voorbaat dank. Dis 'n vertroue. Jesus het dit gedoen, het julle geweet. Dat Jesus het by voorbaat dankie gebruik. Kom ek noem vir jy 3 geleenthede. Toe hy die broodjies en die visies vermeerder het, wat het hy gedoen? Hy het God gedank. Wat het in sy hande gehad? Net daardie paar visies en daardie paar broodjies. En hy het begin die Here te dank vir dit. En wat doen hy toe? Hy sê vir hom dankie vir hierdie kos. En ek weet nie presies wat Jesus gebid het, maar ek dink, as ek moet spekuleer, en ek kyk na Jesus se geloof en sy verhouding met Vader, dan het hy vir hom gesê,
Dankie Vader vir hierdie visies en hierdie broodjies en dankie dat dit genoeg is. Vir al hierdie mense. Dankie dat ek kan vertrou om soos ons dit uitdeel, almal gaan kry. Kyk as dit ek was, dan het ek nog van sitplek tot sitplek geloop en seker gemaak elkeen het sy stukkie visie gekry of sy stukkie broodjie gekry, nee. En dan net so het seker ook gedoen, sy het ook gedoen, sy het so voor my gedoen. Om te kyk het almal 'n stukkie gekry het. Maar Jesus het net uitgedeel. By voorbaat dankie gesê vir hierdie visies en die broodjies en wat dit nou gaan doen. Met Lazarus se opwekking. Lazarus is dood. Hy kom by Lazarus se graf. En daar's al 'n reuk daar binne. 4 dae. En hier is buitekant sit 'n groot geween. Wat doen Jesus? Hy kyk op na die hemel en hy dank God. By voorbaat. Wat hy nou het. En toe hy klaar gebid het, sê wat? Lazarus, kom uit. Hy het nie nodig gehad om 'n tweede keer te roep, Lazarus reageer, die dode reageer op die by voorbaat dankie gebed. Lazarus kom uit. Die derde geval, Jesus is vir die laaste keer saam met sy disippels in die avondmaal. Laaste keer het hulle pasgaal na die ou verbond gebruik het ook. En terwyl hy met hulle besig is daar, duidelik hy sekere goeders wat hulle al verstaan nie veel daarvan. Maar op 'n stadium toe doen hy 'n dankgebed en hy breek die brood. En hy dank die Here. Waarvoor? Nie vir die brood as sulks nie. Nie dat hy nou vir ons 'n ou stukkie brood gegee het tot ons kan saam geniet nie. Maar hy dank God in advance, by voorbaat vir die betekenis van hierdie brood. Hy sê vir hulle, hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. En hy het God gedank daarvoor. So het nog niets gebeur het. So dit is 'n geloofsuitspraak om te sê, dankie Here, dat ek weet u gaan dit doen. Maar kom ons kyk nou so 'n paar gedagtes, net kortliks, oor wat is die uitwerking van dankbaarheid? Is ons regtig dankbaarheid in ons harte het? Veral wanneer dit kom by dit wat die Here in ons siel gedoen het. Die feit dat hy my gered het, die feit dat ek sy kind is. Dan maak dankbaarheid vir jou 'n getuie. Dit gee vir ons 'n getuienis. Om te vertel wat die Here vir jou gedoen het, is een van die grootste blyke van waardering wat jy vir die Here kan gee voor mense. Om te vertel wat die Here in my siel gedoen het. Ek weer, een van die grootste blyke van waardering wat jy vir God kan gee. Want die een vir ons kan onsself red of verbeter. Hy het dit gedoen. En ek lees in hierdie week weer iets wat my so kosbaar. Salvation from beginning to the end is all from God. As hy my nie gered het nie, sou dit nie begin het. Maar hy is net in staat om my uit die sonde uit te red, maar my te behou en ook veilig te besorg met my bestemming. From beginning to the end, it's a work of God. Dankbaarheid laat my vertel daarvan, en om te kan vertel, om te kan getuig, moet 'n mens 'n goeie geheue hê, né? Mens moet 'n bietjie kan terugdink. En weet wat die reaksie baie keer by mense wanneer mense oor hierdie dinge praat, jy moet terugdink, jy moet bietjie gaan sit en kom ons gebruik die woordjie om te pyns. Na te dink. Ons is te gerush vir dit. Jammer om te sê, maar ek self trap in daai stuk baie keer. Mense is in jou gemoed gerush, jy is in jou program gerush, jy is in alles is jy gerush, in ons gees is ons gerush. Dis die Engelse woord. Maar ons is so gehaas, dat ons nie meer tyd maak om regtig te gaan besin en te dink oor dit wat die Here vir ons gedoen het. Dis hoekom ek vir die uitdaging net gegee het ook,
om hierdie week bietjie te gaan sit en te dink en nie jou wishlist op te stel nie, maar jou thank you list. En dit gaan vir jou tyd vat hierdie week om te gaan pyns en 'n lysie saam te stel. Dalk moet jy vir jou 'n boekie koop. My thank you boek. Jy kan self besluit hoeveel bladsye jy gaan lees. Dan gaan kry vir jou so 'n boekie. Hy kan net so groot wees. En sommer ergens in jou handsak kan gooi of ergens in jou broeksak kan dra. Vandag se generasie sal dit seker op hulle selfone wil doen. Fine. Jy kan dit seker daar ook doen. Maar as ek mooi kyk na die woordjie dank, waarvan is die woordjie dank afgelei? Jy weet, van die woordjie dink. So om te dank, moet ek 'n bietjie dink. Dieselfde met die woordjie thank, is afgelei van die woordjie think. Want as jy gedink het aan dinge, dan kom die herinnering, dan kom die waardering in. Wow, ek het nie geweet, dit is so baie nie. Ek het nie eens daaraan altyd gedink nie, ek het dit 'n bietjie vergeet. Dis die gedagte wat die Here vir ons gee, om bietjie te bepyns en terug te dink en te onthou aan dinge wat ons dalk vergeet het. Kyk rond. Partykeer moet mens so 'n bietjie gesels met die huisgesin ook, onderling gesels en by daai dinge uitkom. Maar kyk wat sê Psalm 103 vers 1, hy sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Vergeet geen een. Ja, noem Dawid in die Psalm so 'n paar, hy sê, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou siel weer herstel, en wat jou jeug weer nuut maak. Hy noem 'n klomp dinge in die volgende paar versies, maar dit is net so 'n samevattingkie van 'n paar dinge. Maar dis deel van die oefening, begin en sê, Here, ek wil U vanmôre loof, en ek wil geen een van U weldade wil ek vergeet nie. Help my om te onthou, begin hulle neer te skryf. Jy gaan rede hê om die Here in daardie dag te loof en te prys. En dit gaan iets wees wat by jou gaan vestig. Jy gaan dit weer vergeet, hoor wat ek vanmôre sê. Dit moet 'n verandering in jou gemoed bring, as mens daarna gaan kyk. Dawid sê in Psalm 71 vers 14, 15 en 16, dieselfde ook, hy sê, maar ek sal altyd deur hoop en al U lof vermeerder, my mond sal U geregtigheid vertel, die hele dag U heil, die woordjie heil is die woordjie verlossing, né? Want ek ken nie die maat daarvan nie. Ek sal kom met die magtige dade van die Here. Ek sal U geregtigheid vermeld, die van U alleen, weer om te vertel van die Here se goedheid. Al voel dit vir onsinnig en al raak mense geïrriteerd daarmee. Nie waaroor dit gaan nie. Ek is besig om 'n blyk van waardering vir die Here te gee. Eer hom deur te vertel wat hy in jou siel gedoen het, wat hy in jou liggaam gedoen het, wat hy in jou gees doen. En as jy nie iets het nie, vra om iets te doen, dat ek hom kan begin loof en prys. Groot dinge het U gedoen, Here my God, U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Verstaan jy die dilemma wat ons in sit? Dit is te veel om te vertel. En dan kry jy nog waaragtig mense wat vandag sê, ag, daar's niks nie. Hulle is so pessimisties, hulle is so swartgallig geraak. Hulle is in so 'n geestelike gat partykeer, dat hulle nie die kleinste dingetjies meer raak sien nie. En dan moet ons mekaar partykeer herinner ook rondom hierdie ding. Wil ek dit vertel, dan is dit te veel. Want dit moet ons nie ontmoedig nie, né? Dit moet nie ons ontmoedig om ons lysie te gaan maak en te sê, ja Here, waar begin ek nou regtig? Want dit kan baie mense se gesindheid dalk wees, ag ek weet nie waar om te begin, ag die Here weet hoe, ek is sommer vir alles. Is ek dankbaar.
As jy daai gesindheid wil handhaaf en sê, Here, ek is vir alles dankbaar, dan sit jy onder 'n groot verantwoordelikheid. Nou moet ek leef as ek vir alles dankbaar is, né? Dan is niks uitgesluit. Want mens kan vir alles dankbaar wees. Maar in die tweede plek, dankbaarheid laat ons sing en juig. Dankbaarheid gee vir ons 'n lied in die hart. En dan vra ek jou vanmôre, wat is die lied op hierdie stadium? Miskien die afgelope week, die afgelope tyd. Watter lied was in jou hart gewees? Ek nou praat ek nie van wat 'n liedjie van ABBA of van wie ook al nie, hoor. Watter geestelike lied, watter lied, wat is die stemming van die hart gewees die afgelope tyd? En as jy die afgelope tyd baie negatief was, baie swartgallig was, op jouself veroordelend was, op jouself genadeloos was, dan was jou lied daar die afgelope tyd, soos Dawid ook geskryf het, hy het 'n paar verskillende liedere geskryf, hy het boeteliedere geskryf, hy het treeliedere geskryf, hy het lofliedere geskryf, hy het dankliedere geskryf. Dan is jou lied dalk vanmôre 'n boetelied. Jy kry nie klaar om belydenis nie, jy kry nie klaar om selfveroordeling vir ontslae te raak nie. Ek moet nog steeds die hele tyd boet vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek kastei myself die hele tyd. Dit is 'n boetelied. Dalk is jou lied vanmôre 'n treurlied, 'n klaaglied. Dalk treur jy oor iets. As dit 'n goeie ding is om oor te treur, as dit is oor jou verhouding met die Here wat nie op standaard is nie, en ek treur voor die Here, ek sê, Here, ek hou nie daarvan nie, ek is nie gelukkig nie. En daar is 'n treurlied in my hart vanmôre, omdat ek die toestand van my hart beween voor die Here, salig is jy. Want dit gaan jy by die regte plek uitbring, waar jy getroos gaan. Wat sing jy dan vanmôre 'n klaaglied? Alles is verkeerd, alles loop verkeerd. Ek sien nie meer lig nie. En ek sien nie meer die goeie dinge raak. Verander jou naam. Noem jouself van nou af Jeremia. Hou op klaar. Sing. 'n loflied. Is daar. Esdra 3 vers 1 sê, en hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die Here loof, omdat die fondament van die huis van die Here gelê was. Efesiërs 5 spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl hy die God, die Vader, altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. En Paulus moedig die gemeente aan, sing in julle harte. Vergeet van dousie, vergeet van nou, dinge is ander, wat die ander, van ek op manetjie, dinge is, vergeet van al daai ou klomp wêreldse wysies en goeders, en sê, Here, geef my lied in my hart, om u te loof en te prys, sing jou eie lied, man. Laat die woord van Christus sê, ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Vra jy weer, watter lied is in jou hart? En ek verseker jy weet, ek gaan terug na dit wat ek wil baie klem daarop hê. Gaan maak jou lysie hierdie week, want as jy jou lysie gemaak het, gaan dit niks anders in jou hart wees as 'n danklied. Ek wil jou sommer challenge, ek het vrymoedigheid om dit te doen. As jy jou danklied opgestel het, en al jou lysie gemaak het, en jy toe geëindig, jou boekie is vol, dan gaan vat jy nog 'n boekie, dan skryf jy al jou klagtes nie aan die ene. Kyk jy hoe ver kom jy met. Ek weet nie of iemand dit gaan waag. Maar jy gaan baie gou agterkom, die twee boekies balance nie. Die een het baie meer as die ander een. Die danklied gaan jou klaaglied vervang. Wie van julle het al gehoor van Fanny Crosby nie? Fanny Crosby het in haar lewingstyd meer as 100 jaar terug het sy 'n klompie geestelike liedere geskryf wat vandag nog 'n skatkis is in die kerk. Woorde wat iemand
wat so een met God was en so 'n verhouding met die Here geleef het, alleen kon geskryf. Fanny Crosby was blind, van baie klein af. Maar sy het hierdie liedere geskryf vir die Here. En hoor dit sê sy op 'n stadium in haar lewe. Sy sê, "Oh, what a happy soul am I, although I cannot see. I'm resolved that in this world contented I shall be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind, I cannot, and I won't." Hoe sê mens dankie? Yuri Els het daai liedjie ook gesing, né? Lance James het geskrywe dankie. Daai ene. Ons sing in die kerk, kom dank nou almal God. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Thank you Lord for saving my soul. Vol lof en dankbaarheid wil ek sing. Dankie Here vir 'n wyse en 'n woord. Ek moet net so paartjies vir geskrywe so van dit. Maar dis liedere wat ons graag sing en wat ons uit ons harte uit moet sing, want dankbaarheid behoort aan die Here. Ons derde gedagte. Dankbaarheid word 'n leefwyse. Wanneer jy jou lysie gemaak het, wanneer ek 'n gesindheid begin ondergaan wat verander, en ek begin dinge raak te sien waarvoor ek dankbaar kan wees en behoort te wees, wil wees. En die Here herinner my en ek begin dinge te onthou en my ingesteldheid verander, dan word dankbaarheid 'n leefwyse en dis waar ons by moet uitkom. Want 'n dankbaarheid is 'n leefwyse. Laat my nie stil bly nie. Dit laat my God eer in alles. Dit bring hulde aan die Here. Dit skryf iemand in die week, ek sien hierdie, waar ek so 'n bietjie rondlees, die volgende, hy sê die volgende, dit is my so mooi gestel. Hy sê, "You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and the pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink." Wees in alles dankbaar. Die woord. Ons het vergeet om dankie te sê, om partykeer net in die môre my Bybel oop te maak en sê, dankie Here dat ek kan lees. Dankie Here vir hierdie Bybel. Voordat ons eet, dan sê ons gewoon dankie, né? En is goed. Dis reg om te sê dankie. Maar ek mag nie daar bly nie. Nou dit het al by ons ook gebeur in tafel. Wanneer is nou nie vanmôre hier nie. En nou kan ek uit die huis uit praat. Maar dit het al baie keer gebeur, dat ons mekaar uitvang. Ons sê nou net dankie vir die kos. Wat volg volgende? Die rys is droog. Die boontjies maak nie dieselfde nie. Ek wou maar iets bygegooi het. Ek wou nie altyd bygooi nie. Dan begin dit net. En ek dink hierdie goedjies gebeur net so. Omdat baie keer van ek kom terug daarna toe ons dankie is baie keer so geuite ding. Ons sê dankie, maar met dieselfde asem amper waarmee ons dankie sê, begin ons al te kla. En ondankbaarheid te wees. Dankbaar wees vir die kos. Dis is die ou wat gesê het, die ma het hom geleer van kleins af, om dankie te sê vir die kos en as die kos op te eet, want daar's kinders in Afrika wat nie kos het nie. Wees bly vir elke stukkie kos wat jy het. En vandag is die man groot en hy sê, kyk wat het dit my begin. Die kinders in Afrika het nog steeds nie kos nie. En dis maar net so 'n bietjie sinies, né?
Maar dankbaarheid moet 'n leefwyse word. Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 6, hy sê, ek hou ook nie op om vir julle te dank as ek julle aan my gebede dink. En Kolossense skryf ook vir die gemeente, hy sê, ek dank my God elke keer as ek aan die Here dink. Sê dankie vir die gemeente. Sê dankie vir God se werk. Sê dankie vir sy genade wat genoeg is, vir sy versorging. Sê dankie vir mekaar. Sê dankie vir verskille wat ons baie keer selfs kan hê. Want verskille is ook nodig sodat ons kan groei. Want yster slyp yster. Ons is mense met verskillende persoonlikhede, verskillende agtergronde, verskillende kennis, verskillende motiewe, verskillende gesindhede. Ons verskil. En dit spel net een ding. Wrywing. Moeilikheid. Maar moeilikheid, as dit hanteer word, as dit reg gesindheid vat, dan gaan dit ons by dankbaarheid. Ek bring dankie Here dat ek self deur dit kon gegroei het. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 3 lees ons van 'n gemeente daar in Macedonië, 'n arm gemeente. Sukkelende gemeente, dis regtig waar van die armstes onder die armes gewees. En hierdie gemeente het 'n hart gehad. Hulle het 'n leefwyse van vrygewigheid, van dankbaarheid gehad. Nou skryf Paulus vir hulle, en ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewing, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap, by hulle diepe armoede, oorvloedig was in 'n ryke milddadigheid, want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig. Hoekom? Want daar was in hierdie gemeente 'n intense dankbaarheid oor die Here vir wat hy van hulle gedoen het. En hulle het net eenvoudige gesindheid gevat van, Here, omdat U vir ons so baie gedoen het, ons wil dit doen nie, ek moet dit doen nie, anders straf die Here my, en as ek nie my 10de gee nie, dan gaan die Here my ergens dit by my vat nie. Dit werk nie so. Maar beroof die Here, en kyk wat gaan gebeur. Jy maak die deur oop vir die duiwel om by jou te kom steel. Dis die realiteit. Maar hierdie gemeente, kyk die woorde, oorvloedige blydskap, diepe armoede, oorvloedig, ryke milddadigheid, bo vermoë gewillig. Dis 'n leefwyse wat bevestig het by hierdie gemeente. Vrywillig wil ek aan U offer, ek wil U naam, o Here, loof, want die is goed. In 1 Kronieke 29 vers 5, dit is ons 'n bietjie ver. Waar is ek nou? Ek sien die verkeerde bladsy. My gedagtes het my verlaat. Waar is ek nou? Dankbaarheid, Efesiërs 1, daar's dankbaarheid vir ander ons hart. Dit verdryf angs na buite, dit vervang trots met nederigheid. Dit vervang bitterheid met vreugde, arrogansie met aanbidding. Dit vervang negativiteit en pessimisme. F.B. Meyer, of Matthew Henry, wat kommentaar oor hierdie Bybel geskryf het, van hom word die volgende gesê, on the night he was robbed, I thank thee because I was never robbed before. Secondly, because although they took my purse and they did not take my life. Thirdly, although they took my all, it was not much. And fourthly, because it was I who was robbed and not I who robbed. Hoekom? Want dit was 'n leefwyse gewees. Dit het die vermoë om te vestig in ons harte. As jy daarop gaan fokus, keuse gaan maak, besluit gaan neem, Here, ek wil van vandag af in meer dankbaarheid lewe. Here, verlos my van ondankbaarheid, van onvergenoegdheid, van al hierdie negatiewe dinge. Here, laat my klein dingetjies raak sien, maar vir ek dankbaar kan wees. Op die baie sulke verhale vertel. Mense wat die Here dankie gesê het vir klein goedjies. Corrie ten Boom. Ek onthou nou van die ene. Corrie ten Boom, julle weet van wie is Corrie ten Boom? Meeste van julle het van haar gehoor. Sy het in die Tweede Wêreldoorlog het sy van die Jode wat vervolg is, het sy na suster in hulle huis versteek om te beskerm teen die Nazis.
en toe is Corrie en haar sussie uitgevang en hulle het ook in die konsentrasiekamp beland, waar hulle onder die haglikste omstandighede moes lewe. En onder andere die kaserne waar hulle in gebly het, buiten die feit dat dit oorbevolk was daai spesifieke kaserne oorbevolk van die luise. En ek weet nie hoeveel ek ken luise nie. Ek ken nie die op die plante gelukkig. Maar ek het al met mense te doen gekry wat met luise te doen gehad het wanneer dit in die liggaam is. Dis ondraaglik. Wat hulle destyds gedoen het in konsentrasiekampe is om mense van alles te stroop, dan word hulle in storte ingejaag. Dan word hulle ontsmet by die massas om van die luise ontslae te raak. Nie afdwaal by die luise nie. Maar Corrie en haar sussie, natuurlik in hulle kaserne, daar's honderde vrouens, en hulle kry swaar daar binnekant met die luise. En haar sussie sê eendag vir haar, "Hoe moet ons nie vir die Here begin dankie sê vir die luise nie?" En dit het vir Corrie so 'n bietjie onkant gevang. Hoekom sal mens nou dankie sê vir die luise? En te doen hulle dit. Wat het verander? Nou is hulle nie meer gepla oor die luise nie, nee. Nee. Wat gebeur met daai kaserne? Omdat daar so baie luise binne daai kaserne was, het die wagte nie na binnekant gewag. Daai kaserne met al sy luise het die grootste vryheid gehad van al die kasernes. Hulle het daar gebid en Bybel gelees soos geen ander kaserne kon. Danksy die luise. Dis weird. Maar jy verstaan dit, mens partykeer selfs vir daardie ongemaklike dinge, daardie snaakse dinge vir Here kan sê, Here, dankie daarvoor. Ek verstaan dit nie, maar dankie. Jy het goed gedink om dit toe te laat in my lewe. Ek weet nie waar jy op pad moet, ek weet nie wat jy gaan bereik nie, maar dankie. So, dis 'n leefwyse. Nou het ek punt 4 al so 'n bietjie vooruit gehardloop. Terwyl ek hier gekyk het, my oë so 'n bietjie gebly. Dankbaarheid maak ons vrygewig. 1 Kronieke 29 vers 14. Want wie is ek tog en wat is my volk dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U en uit U hand het ons dit gegee. Gesindheid van die gemeente, omdat hulle dankbaar was teenoor die Here en het hulle vrygewig gemaak. Ons het nou gepraat oor 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 3, daai versie van dankbaarheid onder die gemeente daar in Macedonië, wat hulle vrygewig gemaak het. En dan kom Psalm 54 vers 8 en hy sê, vrywillig wil ek aan U offer. Ek wil U naam, o Here, loof, want U is goed. Het gaan oor vrywilligheid. Niemand is gedwing nie, niemand word geforseer nie, niemand gee uit vrees nie. Ek doen dit uit dankbaarheid. Ek doen dit uit gehoorsaamheid. Ek doen dit in geloof. Goud vir die goue en silwer voorwerpe en vir al die werk van kunstenaarshand. Dan vra Salomo vir die volk, wie bied hom dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir 'n offer aan die Here? Daardie woorde wil ek by u laat vanmôre. Tot die laaste gedagte kom. Wie is daar vanmôre wat sê, ek wil my hand vol maak, en dit gaan nie oor om iets vir die Here te gee nie. Dit gaan by jouself. Wie bied hom dan vandag gewillig aan om sy hand te vul vir offer aan die Here? Beteken vir Here te sê, Here, ek het nie baie nie, maar ek gee. My dankbaarheid is so groot, ek wil gee, meer as wat ek volgens u woord geleer word om te gee. Ek wil sommer net gee. En Here, ek wil nie net dat dit by my finansies bly nie, dit moet gaan oor my tyd. Dit moet gaan oor my gawes, dit moet gaan oor my vermoëns, my geleenthede. Here, ek wil my hande vul vir u, vrywillig, omdat ek dankbaar is, wat u vir my gedoen het,
En ek weet, we can never outgive the Lord. Never. Jy kan nooit vir die Here in gelyke munt terugbetaal en verwag het ook nie. Want dit is in elk geval sinneloos om te dink. Jy moet eers probeer begin om dink I have to repay the Lord. Ek moet hom terugbetaal nie, want dan skuld jy hom en hy het van ons almal verlos om skuldenaar te wees. Dan laai jy op jouself weer 'n nuwe skuld. Jy is dit nie aan die Here verskuldig om vir hom dinge te doen nie, maar jy doen dit uit dankbaarheid. Ek doen dit vir die Here nie sodat ek gered kan word, sodat ek guns kan ontvang nie, sodat ek gebless kan word nie. Ek doen dit omdat ek gebless is, omdat ek gered is, omdat ek dankbaar is. Groot verskil. Die laaste plek. Dankbaarheid is die wil van God. Duidelik in sy woord. God sê, dis my wil. En as die Here iets as sy wil neersit, dan het ek en jy net een respons. En dit is gehoorsaam. Dankbaarheid is die wil van God. 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Om ondankbaar te wees, is ek nou regverdig met my logiese gevolgtrekking, as ek sê, ondankbaarheid is daarom buite die wil van God? Reg? Neem jy dit saam? Ja, ons 'n paar wat saamstem, die res sukkel nog met daai ene. Psalm 50 vers 23. Die een wat dank offer, eer my. En die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. Een wat dank offer, eer die Here, dis gehoorsaam. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. En so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. En weer eens, ons dien nie die Here omdat ons moet nie, omdat ons wil. En as daai wil nie aanwesig is nie, dan lê aan die kern van dit dalk jou ondankbaarheid. Dan besef jy nog nie werklik wat die Here vir jou gedoen het. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Die tens, die tyd waarin daar en wees dankbaar in geskrywe is in die Griek beteken, en wees dankbaar en bly dankbaar. Hou dit in stand. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Hoe lyk jou dankbaarheid? Want dankbaarheid maak jou 'n getuie. Mens kan nie stil bly oor wat die Here vir jou gedoen het. Of dit nou my liggaam, in my siel, of spesifiek in jou gees is. Jy kan nie stil bly. Dankbaarheid gee vir mense lied in die hart, dit verander jou nie dat ek Engelse woord gaan gebruik, maar dit verander jou tune. Dit verander jou gesindheid, jou gemoedstemming. En dan word dit 'n leefwyse as jy dit oefen. 'n Lewe van dankbaarheid, 'n lewe van aanbidding, is 'n lewe van onderdanigheid aan die Here. En dit lei natuurlik tot vrygewigheid. Ek kan nie meer terughou nie, want alles behoort aan die Here. Ek is dankbaar vir alles. Vir wat ek het, is genade, vir my geleen. Koos Doep sê met so mooi. Daarom gee ek myself, ek gee wat ek het, aan die behoort aan hom. Ek het niks. Dankbaarheid word so hoog geag, dat dit uitdruklik die wil van God is. Doen ons dit nie, beroof ons die Here van eer. Doen ons dit nie, ons buite die wil van God. Kom ons kyk na ons dankbaarheid. Kom ons maak ons lysie. Kom ons bely voor die Here ons ondankbaar. Kom ons vra die Here vanmôre, Here, kom herinner my weer. Want daai dinge wat ek vergeet het om voor dankbaar te wees.
En Here, kom vestig in my hierdie gesindheid van dankbaar, hierdie leefwyse as 'n dankbare persoon. Self dankie te kan sê vir die beproewings, omdat my geloof in die Here soveel te meer gaan anker, omdat my verhouding met die Here gaan verbeter en gaan verdiep. Dankie Here ook selfs vir dit. Al maak dit nie nou sin nie. Dankie. It's not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. Amen. Ons bid saam. Vader, ons wil U loof en U dank vanmôre vir groot genade. Dankie Here vir soveel genade. Soveel kere wat U genade aan ons bewys, U liefde aan ons bewys. Ons dankie vir U vaderskap, ons dankie vir U verlosserskap. Ons dankie vir die trooster in ons lewens. Ons dankie vir U woord. Dankie vir verlossing. Ons dankie vir vergifnis, volmaak, vry. Ons dankie vir nuwe lewe. Ons dankie dat genade elke dag vir ons genoeg is. Ons dankie vir U teenwoordigheid. Ons dankie dat U Here elke woord in stand hou, U belofte. Dankie vir U nabyheid. Dankie Here dat ons kan uitsien na môre en die toekoms wat nog ver lê saam met U. Dankie vir mekaar, dankie vir 'n gemeente, dankie vir U sorg. Dankie vir gawes, dankie vir 'n gebou, dankie vir mense wat sing. Dankie vir U woord. Dankie vir elkeen wat sy deel in hierdie jaar ook gedoen het. Dankie Here vir elke liewe ding. Ja, vir ons om hierdie ou lysie in hierdie week te maak, stil te raak voor U. Dat ons gesindheid, ons hele ingesteldheid kan verander. Want U verdien ons dankbaar. Amen.